Vader, dankie vir hierdie boodskap. En dankie vir elkeen wat dit gaan vat. Ek pas geloof toe, alhoewel my geloof nog klein is. Nie in U nie, omdat ek as mens swak is met geloof. In U vertrou ek verby 1000%. Maar my geloofstandpunte is swak. Ek is swak. En daarom vra ek dat U my sal bystaan nou. Wanneer iemand hierdie uitsending kyk, hierdie is iets om dorpe in Suid-Afrika te verander, en uit elke dorp uit gaan iemand kyk. En dat hulle dan sal weet, God roep hulle. Nie om 'n nuwe kerk oop te maak nie, om dit te doen wat ons vandag van praat. In Jesus naam. Amen. Nou ja, ek wil net vir almal noem, ons ry, ons het laas 32.000 kilometer deur die land gery, om in die politieke realm grondgebied af te vat, in Jesus naam. En al het ons nie 'n seat nie, het ons groot geslag. Ons loof God daarvoor. Nou het ons 'n bord gedruk, groot Jesus. En as ek vir julle kan sê, die aanvalle, gaan kyk op Facebook, hulle tot van AI gevra om van my foto's te maak, en te sê, hierdie valse Jesus verkondiging. En dis meer maar van die Israel visie mense, en sulke mense, maar ons sien hulle. Elke keer wanneer hulle sulke goed uitstuur, kry ons WhatsApps, sluit meer mense aan by ons. So ons loof die Here vir die advertensie. Jy weet, toe ek nog in 'n seat was vir in Kimberley, in 'n Christen party se seat, ek was 10 jaar in 'n seat, het ons hierdie gesegde gehad, as hulle iets leliks oor jou skryf in die koerant, dan troos jy jouself en sê, ag, môre draai hulle vis en chips toe in hom. Hulle lees hom nie. As hulle iets goed skryf van jou, dan sê jy, yes, oor 10 jaar gaan hy nog in 'n toilet lê of iets. Die mense gaan lees. So ons kan ons lekker self interdoktrineer, né? En ons lekker boost. Nou ek wil net hê na hierdie lesing, want dit is nie vir my 'n preekie, wil ek vir jou vra, en hier kom nog baie sulke tipe lesings. Hierdie een is een van die wat onder 'n takeover kom, maar dis nie een van die seminaarlesings nie. Dis een van die evangelie boodskappe in takeover. Wil ek vir jou vra dat jy sal reageer. Dit help ons luister na boodskappe en ons sê, mooi geluister nie. Ons moet iets gaan doen, maar ons moenie godsdienstig raak nie. Mense raak te veel godsdienstig, is almal wat WhatsApps net aanstuur, ons moet nou sy naam so spel. En ons moet dat doen. En ons moet die Sabbat so onderhou. As al daai mense evangelie gaan verkondig, wen ons Suid-Afrika. Geniet jou aanhangsels, soos ek amper sê. Geniet dit. Die ou wat die feeste van God hou dit. En die ander ou wat dit hou nie, moet dit hou nie. Moet net nie 'n evangelie maak van 'n aanhangsel nie. 'n A in die naam wat nou moet inkom, maak jy evangelie van, terwyl klomptik mense verlore gaan. Ons kom by die evangelie uit, plain plat, en dan praktiseer jy jou ekstra goedjies wat jy van hou, apart. Die khoisan onder die boom, en ek verlaag nie 'n khoisan nie, ek praat van iemand wat nog nie stad toe gekom het nie. Die khoisan onder die boom, jou evangelie moet by hom aanpas. As dit by hom aanpas, is jy met die ware evangelie doenig. As jy by hom kom met allerhande goedjies wat hy nie eers verstaan nie, dan moet jy weet, jy is op 'n verkeerde pad. Nou ja, ons ry nou 50.000 kilometer deur die land. Ons het nog maar net 3.000 en 'n ander, so amper 4.000 voltooi. Dit sal so volgende jaar Augustus aangaan. Dan gaan ons in fase 2 van takeover, waar ons op 10 plekke in die land vir 5 dae elke keer gaan staan met die lorry ruggies in, as 'n beradingskamer, met trappe, sit 'n sitkamerstelletjie in. Ons, al sulke goed. Dan gaan ons staan waar mense moet verbyry, N1, N7, N2. En dan gaan ons in ons volgende fase in. Ons gaan tot Jesus kom, nie Suid-Afrika los nie.
Ons het nou gesien met ons ryery. Psalm 105 sê, proclaim his name. Dit is so gebidtorybaar, daar word so 10-20 keer op 'n dag gebidtorybaar. En dan is daar nog gebedsgroepe. As Petrus se klere op mense geval het hulle gesond geword. As hulle skaduwee op mense geval het hulle gesond geraak. God sê hy rig heilige hande op oral. Dan kan 'n bord met die naam Jesus ook uitspring en vuur veroorsaak. Daarom wil ek jou aanmoedig vandag om betrokke te raak. Skryf maar die skrif neer, hier gaan lekker klomp skrif wees. My vraag is vandag pastoor, leraar en ek glo in samekomste. Ek is nie die ou wat sê, moenie kerk, lei iemand na die Here toe en moenie kerk toe gaan nie. Die ou gaan nie groei nie. Stop met daai nonsens. As mense wat nie gaan groei nie, jy moet kerk toe gaan dat jy petrol inoefen. Nou sit mense by die huis, weet jy hoe verkeerd is die kerk? Weet jy hoe verkeerd is jy al? Wat dit sê? Ons kan heel dag gesels oor die foute van die kerk, maar ons kan heel dag gesels oor die mense wat die kerk van sleg praat, hoe lyk hulle? Ek praat nie van ewigheidswaarde foute nie, soos man en man trou nie, jy kan nie, dis mos nou nie 'n kerkie. Dis plain, dis nie 'n kerk nie. Praat met 'n dominee die week, hy sê hy is uitgeskop, omdat hy in sy kerkraad nie wil toelaat dat een geslag trou nie. Toe doen hy 20 keer aansoek aan gemeentes in die land, en die ring het hom elke keer afgeskop. So vergeet die ou ding, my dominee is nog alright. Dis net 'n kwessie van tyd. Jou hele hoofkantoor is besoedel met die LGTB. Maar, al hierdie goed gaan nou verslaan word. Ja, terwyl ek bid en roei, kom die Here kort en hy wys my 'n versie. Nie die duiwel, nie die Here. En hy wys my Openbaring sê, party gaan nog vermeerder in hulle sonde. En dink ek, Here, ek wil hê die hele Suid-Afrika moet change. En dan kom hy, en hy sê, party sal vermeerder in hulle sonde. En dan gaan ek nou net vir julle iets lees. Hy wys vanoggend 3 uur vir my, hy sê, en die disippels wou heel oorvat. En hulle het nooit die belofte gekry nie. Daai klomp wat so gewerk het nooit die belofte gekry, maar die na hulle. So hoor gou hierso. Ek en jy werk, ongeag of ons klein kind die belofte kry, en of ons hom kry, ons sal te keuse toe maak. En in hierdie aarde lei ons mense na die Here toe, en ons werk. Want ons doen dit vir die koning. Dis 'n probleem. As jy dit het. Mense met geld, en hoor my mooi, as niks fout om geld te hê nie. God bless mense. Maar as jy geld het en jy wend dit nie aan vir God nie, is daar groot fout. Groot fout. En dit moet julle wat gemeentes eendag gaan oprig weet. 'n Gemeente is nie daar om net so te hou nie. 'n Gemeente is daar om uit te gee. Daar's skatryk gemeentes in hierdie land. En hulle hou dit so. Nou die ek nooi 'n gemeente my, en ek is 'n bietjie moedswillig. Ek vra nie geld nie, maar ek is moedswillig toe hulle my nooi. Ek sê, het julle geld? As julle nie my diesel kan betaal. Ja, ons het 'n 6 miljoen belegging. Ek sê maar, sulke mense soos julle kan seker dan maar die diesel betaal. Ja, maar dis nou vas. Ek sê, vir hoe lank? 10 jaar. Ek sê, soos die Here Jesus kom, wat gebeur met die 6 miljoen? Moet julle nie inkom met los te maak en traktaatjies te gaan druk nie. God het nie ons geroep om klomp beleggings te doen die kerk nie. Ek praat nie van rentmeesterskap. As jy iets moet net vir 6 maande terughou of dit nie. God gee geld om uit te gee vir armes en vir die evangelie. Ek het 'n vraag vanoggend vir die kerk, want ek is lief vir die kerk. Lewe julle in oorwinning? Kerk, leef jy, ek praat nie van die bruid van Christus nie. Ek praat van die kerkgebou nou. Praat van die mense in die kerkgebou. Lewe julle in oorwinning. Sing julle lekker Sondag, worship julle, antwoord my hier op die TV. Lewe julle in oorwinning. Is dit lekker daai uur of 2 ure in jou kerk? Ek glo talle sê ja, jy het 'n wonderlike kerk. Julle lewe in oorwinning. Die salwing voel julle, die vuur voel julle. Ek wil net vir jou vra, kilometer buite jou kerk, is daar ook oorwinning? Is daar ook oorwinning? Want dan het jy nie oorwinning nie. Suid-Afrika is vol kerke.
en die tikhuise is amper meer. Ek dink hulle is meer. Dan het ons nie buite die 4 mure oorwinning nie. Dit beteken ons moet 'n slag doen wat Jesus gesê het en buite die 4 mure kom. Wat moet ons oorvat? Jou eie lewe eers. Party mense gaan hier weg. Dan rook hy, dan wil hy vir my vertel hoe goed sal hy wees. O Pieter sê ook dit die week weer vir my. Hoe goed sal hy daar aan die kant wees? Jy lieg vir jouself. As jy nie hier kan ophou nie, hoe sal jy daar ophou? Dankie Pieter dat jy dit vat. Vat eers jou eie lewe oor. Jou eie familie moet jy oorvat. Moenie wag tot hulle oorgevat is voor jy verder gaan nie, want ongelukkig is familie 'n snaakse ding. Ander kan hulle evangeliseer, maar self kan jy nie evangeliseer nie. Ek ken van familie wat sê ek is vals. Ek ken dit. Ek wil amper sê, dis 'n vals om 'n valse raak te sien, maar ek sal nou nie beledig nie. Laat mense sê wat hulle wil. Laat hulle sê, daar bestaan nie 'n ding as jy vir God werk, dat iemand in jou 30 jaar van bediening vir jou nie gaan sê jy is vals nie. As daar so iets bestaan, is daar groot fout. Ek slaap altyd teen die pad. Julle ken my, nou die aand weer, met die laaste groep. Teen die pad, slaap ons. As ons maar geweet het, die luiperd en die klomp op die jane wat tussen ons geloop het. Jaco het hulle hier in die nag verwilder. Ek het lekker geslaap. Het gewonder wie kiel my toe, nou seker maar 'n Bobbejaan. Ek het eers gedink is Stefan. Maar hy en 'n Bobbejaan lyk mos maar, okay, ons los dit daar. Maar hoor gou mooi, ek like dit, en so ken mense my, en vragtig bel hou my nou die dag toe ek in 'n hotel slaap, en ek neem 'n bietjie af, want ek gee God eer. En hy sê, jy's nie meer die rooies nie. Jy moet slaap in hotelle. Ek sê vir hom amper. Kruis, ek gaan dit afgooi as ek nou sê wat ek wil sê. Ek sê, luister hier. So ek moet nou oppak my tasse en net oor die pad loop in die veld gaan slaap. En die blessing van die Here nie vat. Wat gaan in party mense kop aan? Dis 'n ou wat 'n plaas het, hy skatryk. Hy slaap aan weelde, sy vrou kook sulke groot potte kos. Hy het ook nou 'n kerk. Dan praat hy sulke nonsens. Wat gaan aan met ons? Okay. Jy moet jou werksplek oorvat. Hoe vat jy jou werksplek oor? Jy vertel hulle van Jesus, maar jy raak nie irriterend nie. Jy vertel hulle van Jesus, en as jy klaar vertel het, jy hoef nie as 'n ou 20 keer 'n dag vloek, 20 keer vir hom sê hou op vloekie. Sê vir hom 1 keer, en dan bly jy stil. Dit is hoekom party mense ook nie wil na Christene luister nie, want ons raak te irriterend en raak ons sommer hoogmoed oor ons godsdiens. Pas op daarvoor. Vat jou dorp oor. Vat jou land oor, vat die wêreld oor. Kan jy die wêreld oor vat? Kom ek gee jou een voorbeeld. Ek in Strys is nie so oulikie. Hy's meer ouliker as ek. Ek praat nie in die gesiggie, daar wen ek hom. Ek praat van oulik. Ek het gesyp. Strys sy lewe lank ongeskik. Wat kan ons nou sê? Ansar, bly net stil, ek weet dis jou kind. Hy leer dit by jou. Nou, hoor gou mooi, hier vat God ons twee. Was ons net ons? Ja, o Jakobie wat nou in die hemel is. Liberië toe. En vir wie lei ons op? Die ou wat, hulle sê hier op Facebook, rooi is asseblief, hou net jou mond as jy Engels praat. God ag dit hoog, om vir rooi is met sy tipe Engels, die kabinet van die land te laat oplei. Vir 3 dae. Dink 3 dae. Ek onthou net, ons het verskriklik gesweet. Want dit was warm. Ek onthou ons, die mense loop, daar waar ek in Strys was, teen die see, loop so. Ek sê, maar hierdie mense is depres. Toe sê Strys, ek dink, jy moet ook maar so loop. Ek sê, hoekom? Toe sien ons, die mense poef oral. Oral, aan die strate, oral. Al wat ons daar kon eet, want daar is te veel brommers en vliee, 'n lekker piesang wat hulle met deeg meng. As hy uit die kookolie uitkom, hoor nou mooi, 3 sekondes as hy die brommer. So ek en Strys het hom georganiseer tussen hom in 1 en 2 sekondes. Dat druk jy hom warm in jou keel in. Hy brand tot die griepkieme dood. Wat ek wil sê, ek wat die Engels geken het, wat hulle in standaard 9 my oupa aangeroep het en sê, Kakema skool
is die kind, hierdie kind, is die tweede laagste in Engels nog gedoen as ooit. Vat God en hy laat die kabinet oplei. Hoe kan jy sê, jy kan nie gebruik word, en jy wat so goed is in jou Engels, hoe kan doen jy dit nie? So die wêreld kan oorgeneem word. Ek het aan 'n tafel gesit in Namibië, by 'n president, van 'n party, en sy rug het gepyn, en ek het oorgeleun en gesê, in Jesus naam raak gesond. Dit was Saterdag. Maandag toe gaan hy op die televisie, en hy verander sy hele party, hulle is nou nog, en hy vat 'n Christenparty en hy adop die hele grondwet. 2 dae. 2 dae. Van my af. Ek is nie so special nie. Dis die God wat ons dien. Die Here ag my om vir Kim Jong-un Rocket Man 'n Bybel te vat. Daai ou gaan nog, hy gaan nog saam krokodille boer. Kom ons gaan aan. Is dit Bybels, hierdie ding van take-over, oorvat? Jy kan gaan lees, tik 'n bietjie in. Take-over op 'n Engelse Bybel. As sien jy, hoe sê die Here? Now you must possess the land. You must take over. You must take over. You must take over. Dis God se opdragte nog altyd. Vat oor! Nie om nonsens te gaan jag nie. Vat oor, nie dat jy moet skoor nie. Vat oor dat God moet skoor. Nou wil ek vir julle gaan lees Genesis 1. Hoor nou mooi, wanneer was die eerste opdrag gegee vir die mens? Hier kom hy nou, Genesis 1 vers 26. Nie Matteus 28 vers 19 nie. Sommige in die eerste hoofstuk het God 'n opdrag gegee. En God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis. Hy het met Jesus hier gepraat. Want as hy met 'n engel gepraat het jy vlerke gehad. Want hy het gesê, dat ons mense maak na ons beeld. Hier praat hy al klaar, as jy 'n moslim bedien, kan jy al klaar sê, hier praat hy met sy seun. En laat ons hulle laat heers, oor die visse van die see. Laat hulle heers. Wat beteken heers? Hulle moet in charge wees. Hoe is jy in charge van visse? Loop daar in die Weskus af. Julle moet vermeerder krewe, snoeke, julle moet nou regkom. Is dit hoe jy dit doen? Nee, jy moet op die seevisserye se komitee kom en wette daar vaardig. Jy moet in die parlement kom om dit te kan doen. Jy moet in 'n posisie kom wat jy kan besluit oor ons diere in die land. En nie soos hulle nou maak, en dit is omdat mense honde loop skop en katte loop skop wat hulle nie weet hoe om diere op te pas nie. So hier sê God al, heers oor die wêreld, heers oor jou dorp. Dis jou eerste opdrag, is 'n politieke opdrag. Wees op die skoolbord, wees jy op die munisipale bord. Ons sit 'n moun, kyk hoe lyk die potholes. Jy moet daar gewees het, dat die potholes nie so gelyk nie. Ek het 1 Desember, gee almal kaartjies vir mekaar, van die speaker, die burgemeester, almal. Of Stella gaan druk ek kaartjies, poskaarte, met Kimberley se groot gat, en nog 4 met die potholes. Toe gaan gee ek dit vir die ANC. En die DA, glo my, hulle wyke het slegter gelyk. Maar in elk geval, kom ons gaan aan. Is dit Bybels? Yes, hy sê gaan heers, vat oor. Met wat moet ons oorvat? Geestelike wapens. Hoe wonderlik sal dit, of hoe wens die veiligheidspolisie wat ons dophou, nie laat ons sal sê 'n ander wapen nie. Nee, ons gaan nie geweld aanblaas nie. Ons sê geestelike wapens. Maar ons sê ook, moenie ons kom iets aandoen nie. Ons sal die wette nakom, en jy sal in jou spore gestop word. Okay. Met die woord, die Bybel. Maar hoe kan jy met die Bybel iets doen as jy nie kan die Bybel lees nie? Of as jy nie weet wat in die Bybel staan nie? Of as jy nie stories van die Bybel ken nie? Dat kan jy nie oorvat nie. As jou wapen, so bietjie, jy het nie kennis oor jou wapen nie. Gebed. As jy doelgerig bid. Maar as jy so bid, ag ek moet nou maar hier by die worship wees. Niks sal deur jou gebeur nie. Maar as jy beginne doelgerig bid, Here, verander daai tikhuis. Ons het dit gesien in Appington, agter die Fruit and Veg. Ons het op hulle stoep gaan preek.
Is ek 'n bietjie hard. Op hulle stoep gaan preek. En wat het gebeur? Die hoere het uitgekom. Toe sê die mense, ag, die eerste polisman wat by is, dit sal nie werk nie. Hy het toegemaak. Die smokkelaar het bekeer en toegemaak. Die huise daar teen die rand, wat ons gaan evangeliseer het, hulle het gesê, dit sal nie werk nie. Toe die hof na ons gebid het en geëvangeliseer het, 'n kruin gestuur met 'n bol, 'n ronde bol, staalbol, en die huis vernietig. Want daar's 'n wet, as jy verhuur aan 'n smokkelaar, kry jy een keer 'n rapport. Jy hier aan 'n smokkelaar laat hulle uitkom. Daarna kan jy huis plat. En ons gebruik dit nou. Kuruman, onthou julle, hulle wou my daai Saterdag doodkap. Die smokkelaars het my so gehou, toe vat hulle die hamer om my dood te kap. Toe sê Jesus. Daarom moet hierdie ander ouens op 'n ander plek loop speel oor daai naam. Daai naam werk. Hey, daar's krag in daai naam. Toe ek sê Jesus, toe vlieg die hamer en hulle. En Tiaan by die agterdeur uit. Hoor gou mooi. Daai huis, 3 weke terug het hulle my gebel. Die hof het 'n besluit gemaak. Geen smokkelaar aan nie. As jy wil, sal God dit doen. As jy slap is, sal God niks deur jou doen nie. Jy hoef nie te hoor nie, God sal jou nie steur nie. Hy sal maak soos Jesus met die disippels die tweede keer gemaak het, toe hulle geslaap het in Getsemane. Slaap rustig voort. Het God nie miskien al vir jou gesê, slaap maar rustig voort nie?